Goeiedag, het is hierdie God wat in Jesaja 43 vers 4 en 5 ons kom sê, al stap ons deur die riviere, die water sal nie oorspoel nie. Al stap ons deur die vuur, die vlamme sal ons nie brand nie, want kyk, ek is die Here God, ek is nie 'n mens nie. Dis hy wat ook in hierdie tyd vanoggend vir jou wil kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom goed vir hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die goed van die Here deur saam sing, lied 358. Die woorde verskyn op die skerm, jy kan heerlik saam sing, lied 358. Ons sing dit tot eer van die Here. Nou het ons die Here geloof en prys het en geantwoord op sy goed, gaan ons die woord oopmaak, daar ek lees het uit Lukas 2 vers 5 tot 20. My preekthema wat vanoggend se geleentheid is, die Here het gekom in die gebroke wêreld, ook vir jou en my as mens met Kerstyd. Ons lees saam Lukas 2 vers 5 tot 20, maar net voor ons lees, kom ons word net eers stil voor die Here. Hemelse Vader, ons neem die woord met bewerige hande, en ons wil daaruit lees, Here, en ons weet, ons is nie in staat as mens om te verstaan en dit uit te lees, U wil hê ons moet dit wees nie. En daar ek bid, Here, dat U ook ons harte ontvanklik sal maak vir die woord. Dit sal stil maak in ons gemoed, Here, dat ons ook, Here, sal stil nadink oor wat U reeds vir ons voorgedink het. En nou is die gebed van ons harte, Here, kom praat met ons, Here, deur U woord, want U kinders is hier om te luister. Amen. Uit die woord van die Here Lukas 2 vers 15 tot 20 lees ons die volgende woorde. Nadat die engele van hulle weggaan het na die hemel toe,
sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here het aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en 'n kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover ons lees gedeelte mag die Here ook hierdie woord ons harte vanoggend kom seën. Geliefdes, Kersfees word dikwels verbind met liggies, geskenke en vrolikheid. Dis die tyd van die jaar dat almal by mekaar wil wees, familie en vriende, om ook saam te kuier en saam die lewe te geniet. Maar vir baie mense is Kersfees ook 'n tyd van gemengde emosies, 'n tyd van verlies, waar hulle terugdink aan iemand wat hulle die jaar verloor het, 'n stuk eensaamheid, 'n stuk onsekerheid, en ook baie mense met vrae oor die toekoms in hierdie tyd. En nou die wonder van Kersfees is juist dit. God het nie gewag vir 'n perfekte wêreld nie. Hy het nie gewag dat ek en jy al ons probleme uitsorteer en beheer kan kom van ons lewe nie. Hy het gekom soos die wêreld was, gebroke, onseker en vol spanning. En as hierdie God wat ook vandag in hierdie tyd in ons wêreld wil intrek maak met Kersfees. Ons hoef nie te wag en alles uit te sorteer nie. God kom en hy kom in die gebrokenheid vir ons en hy kom word deel van ons lewens. Kersfees is nie die verhaal van mense wat God bereik het nie, maar die verhaal van God wat mense bereik het. En daarom kom God ook in 'n gewone gebroke werklikheid en lewe. Lukas plaas hierdie Kersverhaal wat ons gelees het midde in die werklikheid van die politiek van die tyd en ook 'n sensopname, 'n keiser en ook 'n verpligte reis van Maria en Josef. Maria en Josef reis onder bitter moeilike omstandighede. Hulle kry geen plek in die herberg nie. En die kind word in 'n krib neergelê en gebore. Dis opvallend. God kies nie 'n paleis vir Josef en Maria uit nie. Nie gemak nie. Hy gee nie vir 'n stuk sekuriteit nie. God kies eenvoud en kwesbaarheid. En die waarheid daarvan is dat God se teenwoordigheid is nie afhanklik van ons ideale omstandighede nie. Hy kom nie in ons werklikheid van ons lewe as ons alles uitgesorteer het nie. Nee, as God in 'n stal kon kom en daar in die herberg 'n werklikheid geword het, kan hy ook vandag in ons onsekere tye kom, in ons gebroke gesinne, wat al hoe meer werklikheid is in hierdie mooi land van ons, kan hy ook deel word van dit. Hy kan ook deel wees van jou en my moeilike omstandighede, en hy kan ook kom intrek maak in ons hart, wat vol van vrae is. God se lig, sê Kersfees, skyn vir gewone mense soos ek en jy. Eerste mense wat die evangelie gehoor het, lees ons in hierdie Kersverhaal, skaapwagters, herders, hulle is sosiaal gemarginaliseer. Hulle is godsdienstig onbelangrike mense gewees, mense wat aan die randfigure van hierdie tyd geleef het. En tog hoor hulle, moenie bang wees nie, vir julle is vandag die verlosser gebore. God se goeie nuus is nie net vir 'n paar uitgesoekte elite mense nie. Vrede op aarde beteken nie dat ek en jy geen probleem meer het nie. Dit beteken ook dat ons nie meer geen pyn in die werklikheid van ons lewe het nie, of dat ons geen konflik meer sal ervaar nie. Dit beteken bloot eenvoudig, Kersfees wil hierdie belangrike boodskap kom onderstreep en vir jou en my kom sê in hierdie tyd van ons lewe. God is naby. Hy is die Immanuel wat gebore is, die God by ons. Vrede is nie die afwesigheid van storms nie, maar die teenwoordigheid van God in die storm. Ons ervaar vrede in hierdie lewe as ons God ervaar as die een wat by ons is, ons hand neem en midde in die werklikheid van hierdie storm van ons lewens ook daar is. Daarom lees ons in Psalm 23 vers 4 die aangrypende woorde. Al stap ons deur die dal van doodskaduwee, sal ons geen onheil vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos ons.
Ons sê in Jesaja 43, lees ons die aangrypende woorde, dat God ons sê, ek het jou gemaak, jou geskep, jy is myne. In Johannes 10 vers 28 lees ons die aangrypende woorde, dat God hou ons sy hand vas, en dan geef ons hierdie aangrypende waarborg, wat ook met Kersfees weer onderstreep word. Niemand sal jou die hand kan ruk nie. Hoe reageer mense vandag, en ook oor eeuw heen, en ook in die toekoms op Kersfees? Ons sien in hierdie verhaal, ons lees 3 reaksies. Die herders gaan kyk wat gebeur het. Hulle bly net by woorde, hulle kom in beweging. En geloof vra ook 'n stuk gehoorsaamheid, 'n stuk beweging, dat ek al hoe meer na God toe sal beweeg en hom al hoe meer sal vertrou. Hulle vertel verder wat hulle gehoor het. Hulle kan nie stilhou nie. Hulle basyn hierdie waarheid en boodskap uit. 'n Ontmoeting met Christus lei ook tot getuienis. Ons kan nie stil bly as God ons lewe kom verander het nie. Maria lees ons in hierdie aangrypende verhaal, dat sy nie die teenoorgestelde, sy hou hierdie waarheid stil, en sy verstaan nie alles nie, maar hier is die belangrike les, wat op tyd ook van geloof moet leer, wat Kersfees ook vir ons wil kom leer, dat alhoewel ons nie al die dinge verstaan nie, hou Maria ook vas, en sy word stil aan dit wat gebeur, en sy hou vas aan hierdie belofte van God, en hierdie waarheid. Soms is geloof 'n oomblik dat ons moet stil word, en ook net vashou aan die waarheid van God. In die stilte van hierdie lewe sal ons God ook kan ervaar en beleef, en ook die werklikheid van hom ook in ons lewens sien. Gaan word stil ook in hierdie Kerstyd. Dink na en hou vas aan hierdie boodskap, dat God het gekom om vandag by jou en my te wees. En daarom wil Kersfees ook vandag vir jou kom sê, jy is nie alleen nie. Jy is nie iemand wat in hierdie lewe 'n stryd voer om alleen te oorleef nie. Jy is nie vergete nie. God het jou nie eenkant toe geskuif en jou vergeet nie. Hy dink aan jou, hy weet van jou. Jy is nie iemand wat hooploos in hierdie wêreld leef en aangaan in hierdie lewe nie. Daar is hoop te vind by hierdie kind wat gekom het vir jou en my by Kersfees. Dis nie omdat die wêreld verander het ons hoop het nie, maar omdat God die wêreld binne gekom het. Dis die waarheid wat ons moet ontdek. Die lewe is sinvol, nie omdat die wêreld binne ons lewe verander het of ons verander het. Nee, dis omdat God hierdie wêreld van jou my binne gekom het en dit nuut gemaak het en vir ons kom demonstreer het wie hy is en wat hy vir ons kan kom doen. Geliefdes, en dis die boodskap van Kersfees, God dwing hom nie aan jou myself op nie. Hy is nie iemand wat hom self inforceer in ons lewe nie. Hy kom waar daar vir ons plek gemaak word. Hy het nie wel nog kom en opgestaan sê, ek wil in 'n paleis gebore word nie. Hy het gaan plek maak, daar is van plek gemaak in 'n herberg, in 'n stal, in 'n krib. En daar het hy ook die wêreld binne gekom. Het hy ook daar vir ons kom leer wat die boodskap van Kersfees is. Hy kom waar daar vir ons plek gemaak word. Kersfees vra nie dat jy alles moet reg hê nie. Hy vra net eenvoudig 'n plek in jou lewe, 'n plek in jou hart, 'n plek in jou wêreld, om ook hier sy heerlikheid vir jou te kom demonstreer. En mag die Here ook in hierdie Kerstyd, waar jy is en waar jy jouself bevind, in welke omstandighede, in die vrolikheid, in die hartseer en eensaamheid, ook dat jy jou lewe sal oopmaak, sodat hierdie kind wat gebore is, wat gekom het en wat ook gesterf het aan die kruis, en vir jou maar die lewe in oorvloed kom bring het, ook deel word van ons lewens. Mag ons so 'n geseënde Kerstyd ook beleef in die wêreld op in ons lewe. Amen. Kom ons bid net eers saam. Dankie Here dat U ons nie net van ver af lief gehad het nie, van 'n afstand vir ons geskree het dat U ons lief het nie, maar Here dat U neergedaal het en intrek gemaak het in ons werklikheid van ons lewens. Dat U ook in ons harte kom woon het, in ons huise en in ons wêreld. Laat U lig daarom ook skyn, Here, in ons lewens en maak vir ons ook draers van hierdie kosbare lig in hierdie tyd. Mag die heerlikheid van Kersfees, van hierdie kind wat gebore is,
tot die redding van die wêreld ook skyn deur ons lewens in die werklikheid waarin ons staan en leef. Amen. Kom ons antwoord nou deur saam sing die 280, die woorde en die musiek verskyn ook op die skerm. Hierdie Here wat ook kom intrek maak het in jou en my gebroke werklikheid, wat deel geword het van ons lewensbestaan, hy wil ook vir jou in hierdie tyd kom seën en verseker van sy teenwoordigheid en van sy liefde. Daarom ontvang met biddende harte ook die seën van die Here en gaan leef in sy teenwoordigheid en in die heerlikheid wat hy ook vir jou kom gee het. Mag die pad vir jou daarom ook dan voorspoedig wees. Mag jy altyd die wind van agter kry. Mag die son warm op jou lande val, en tot ons mekaar weer sien, mag God in die palm van sy hand stewig vashou. Amen.